saam sal oopmaak by Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1. En omdat ons hierdie boek Openbaring gaan werk, gaan ek hier dalk 'n rukkie besig hou, omdat ons dan na die gedeeltes gaan kyk rondom die boek Openbaring. So ons gaan sekere gedeeltes in fases opdeel. Ander gedeeltes gaan ons dalk die hoofstuk ten volle kan hanteer. Maar kom ons kyk vanaand na Openbaring 1 van vers 9 tot en met vers 20. Openbaring 1 van vers 9 tot en met vers 20. En kom ons lees saam, en dit is een van die aspekte wat ek graag by u wil tuis bring, is dat veral as ons hierdie gedeelte gaan lees, sal u die geweldige beeldspraak ook sien van wat Johannes beleef het in die openbaring van die Here Jesus aan hom. En dit is hoekom baie mense ook die boek Openbaring as 'n beeldspraakboek beleef, en dan neem hulle aan dat die boek Openbaring moet figuurlik opgeneem word en nie letterlik opgeneem word nie. Ons gaan die standpunt uit dat ons neem die boek Openbaring letterlik op, so ten spyte van beeldspraak, ten spyte van 'n figuurlike openbaring, word daar letterlikheid aan daarin raak gelees. So kom ons lees saam Openbaring 1 van vers 9. Hy sê, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, wat op die eiland van Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efesië, en Smyrna, Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het in sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Tot en met sover in die woord van die Here. Nou wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, is daar 3 dinge wat uitgebeeld word in wat ons gelees het. Die eerste een is Johannes se omstandighede, omdat hy dan sê dat hy 'n deelgenoot in die verdrukking is, en dat hy homself op die eiland van Patmos bevind. En dan die tweede aspek wat dan uitgebeeld word, is dit wat hy moes neerskryf. Die openbaring wat aan hom gegee is, dat hy het neer moes gepen het, en dat hy die briewe moes laat uitgaan na die 7 gemeentes. En dan die derde een is die betoning van die Here Jesus, en dis hoekom ons hierdie geweldige openbaring van hoe die Here Jesus lyk, dit wat hy beleef het van hom, daarin raak lees. Nou as ons kyk na Johannes se omstandighede, die eerste gedagte, dan vind ons dit in vers 9 waar hy sê, ek Johannes, julle broeder, deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Christus Jesus. En dit beteken dat hy was iemand gewees wat ter wille van die evangelie het hy swaar gekry. Hy praat van die verdrukking waar hy homself bevind. Maar dan kom hy en hy praat hier van in die koninkryk van lydsaamheid. Nou koninkryk is 'n baie belangrike woord wat ek en jy in die Christendom moet verstaan.
Want die woordjie koninkryk verwys dus na 'n oorwinningsplek. God se koninkryk wat 'n koninkryk is wat alles oorwin en geen ander koninkryk wat sy koninkryk kan oorwin nie. En daarom dat hy praat van en in die koninkryk van die Here Jesus, dat hy homself ten spyte van verdrukking, ten spyte van verbanning op die eiland Patmos, dat hy nog steeds in homself kan ervaar, hy leef in 'n oorwinningslewe. Dit is amazing. Dat 'n man wat eintlik weggegooi word, nog steeds getuig van oorwinning in sy lewe. Is dit nie hoekom Paulus dan vir ons sê, dat ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, wat ons lief gehad het nie. En dat ek en jy weet, dat die Christelike geloof waarin ons beweeg, is nie 'n geloof van stryd en van lyding ten opsigte van swaar kry wat plaas moet vind nie. Maar ten spyte van stryd, ten spyte van lyding, moet daar 'n oorwinningskap in ons harte wees. En dan praat hy van die lydsaamheid van Jesus Christus, die gesindheid van die Here Jesus, wat hy leer ken het. Johannes, wat saam met die Here Jesus gewandel het op aarde, voordat die Here Jesus dan gekruisig is, dat daarin het hy die lydsaamheid van die Here Jesus ervaar na die pad van die kruis, maar hy het die oorwinning daarin gekry. Hy sien die gesindheid dat die Here Jesus nie gerebelleer het teen dit wat vir hom gewag het, die beker waarvan hy moes gedrink het nie, en daarom openbaar hy hierin die gesindheid van Jesus Christus. Nou die verbanning op die eiland Patmos het ons al reeds aangeraak, omdat hy dan in 'n pot kookolie gegooi was. Hy het nie gesterf nie. Toe het hulle hom verban op die eiland Patmos, en tussen 90 en 95 na Christus, wat hy dan hierdie openbaring van die boek Openbaring gekry het. Nou die rede terwille van die woord van God, die rede is dat terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus openbaar, is hierdie aan hom gebring. En dit is wat hy dan moes neerskryf. Nou wanneer ons kyk na 'n gedagte rondom die dag van die Here, dan lees ons in Openbaring 1 vers 10 waar hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here. Nou daar's 3 aspekte wat ek graag by julle tuis bring rondom die verstaan van die dag van die Here volgens die woord van die Here. Die eerste een is volgens die Sabbat wat ons ken uit die Joodse kultuur uit, waar die Jode op die Sabbatdag hulle kom ons noem dit, hulle kerk gehou het. Hulle moes die 6 dae gewerk het, 7 dae gerus het, en daardie 7de dag was 'n heilige dag, was 'n rusdag gewees, en was dit die Sabbatdag genoem gewees. In Jesaja 58 vers 13 en 14 lees ons, hy sê, as jy jou voete terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hooghou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n baie duidelike opdrag wat die Here aan die Jode gerig het van wat hulle op die Sabbatdag, hoe hulle moes optree, hoe die Sabbatdag 'n baie belangrike rol gespeel het. Maar dan vind ons 'n tweede betekenis rondom die dag van die Here, wat baie duidelik verwys na die wederkoms van die Here Jesus. En juis in Jesegiel 30 vers 3 lees ons, hy sê, want naby is 'n dag, ja, naby is 'n dag van die Here. En dit verwys nie na die 7de dag van die week nie, dit verwys na 'n besondere dag in die geskiedenis wat sal wees van die mensdom. Hy sê 'n dag van wolke, die tyd van die nasies sal dit wees. En dis hoekom dit baie belangrik is dat jy iets sal moet verstaan ten opsigte van die kaart aan die agterkant van my, dat ek eerder so sal draai, dat ek en jy leef heiliglik in die tyd van die nasies. En dit is juis in hierdie tyd van die nasies waar die kerk wederbaar is, gebore is, en dat ons vandag deel van die kerk kan wees, wat die kerkdispensasie of die genadedispensasie genoem word. Maar dan wanneer die kerk weggevoer sal word, dan sal die
verdrukkingstydperk aanbreek, waarin daar twee goedes is wat gaan plaasvind. Die eerste een gaan wees rondom die oordeel oor die nasies op aarde, maar ook die suiwering van die Joodse volk, waarvan ons sal vorentoe kyk, wat die woord praat van die oorblyfsel wat gered sal word. En daarom sê hy, die tyd van die nasies sal dit wees, want daai tyd van die nasies sal dan aanhou, tot en met wat die Here Jesus dan op die Olyfberg gaan kom, waar hy dan die oordeel gaan laat plaasvind rondom die skaap en die boknasie. Ons gaan vorentoe daarby kom. En daarom sien ons in Maleagi 4 vers 5 en 6, hy sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. Nou dis baie duidelik dat as jy al reeds bietjie die evangelies gelees het, sal jy weet daar was die konfrontasie gewees rondom Johannes die Doper en selfs die Here Jesus, of hulle die Elia is waarvan geprofeteer was rondom wat Maleagi 4 vers 5 en 6 sê. Maar dis duidelik dat Elia dan gaan verskyn om die Joodse volk terug te bring na die Here toe. Nou hierdie profesie was verseker na dat Elia weggeneem is. En dis duidelik dat wanneer ons later Openbaring kom en ons kom by die twee getuies uit, dan sal ons bietjie meer klarigheid rondom hierdie gedagte na u toe bring. Maar dan die derde gedagte rondom die dag van die Here is die dag van opstanding, wat ook dan die woord na verwys as die dag van die Here. En dit is my so mooi, want hierdie woord, die Griekse woord vir Here in Openbaring 1 vers 10, waar hy sê, en ek was in die gees op die dag van die Here. In die Engels praat hy van the Lord's Day. En die woordjie Lords, waar die gewone woord vir Here Kyrios is, die Griekse woord, is die Griekse woord hierso Kyriakos. En dat hierdie woord kom net in twee plekke in die Grieks in die Nuwe Testament voor. En dit kom voor in Openbaring 1 vers 10, waar hy praat van die dag van die Here. En nou gaan jy iets leer wat kosbaar is. Dat hierdie Griekse woord kom ook by die gedeelte voor wat gaan rondom die Here Jesus, waar die kerk nagmaal gebruik. En luister wat sê hy, in 1 Korintiërs 11 vers 20, hy sê, as julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. En die woordjie Here hierso is nie Kyrios nie, is Kyriakos, wat dan spesifiek verwys na die dag van die Here. En nou gaan jy verstaan waarom ons met soveel vrymoedigheid op 'n Sondag kerk toe gaan en nie op 'n Sabbat, Saterdag kerk toe gaan nie. Want die eerste dag van die week was wat se dag gewees? Dit was die opstandingsdag van die Here Jesus. En elke keer wat jy Sondag opgaan kerk toe, wat bely jy dan as jy kerk toe gaan? Jy bely die opstanding van die Here Jesus. En luister wat sê hy. Hy sê, as julle dus saamkom. En dis kom as iemand ooit vir jou sê, dat om op 'n Sondag te aanbid teen die wette van God is, dan kan jy maar net so, gee hom net so mooi glimlag, nie sarkasties raak nie, maar gee hom net so mooi glimlag en sê, weet jy wat, in die Nuwe Testament het dinge heeltemal verander. Want die saamkom verwys waarna? Dit verwys na die byeenkoms van gelowiges. En waarmee is ons vandag besig? Die byeenkoms van gelowiges. En dis juis by die byeenkoms van gelowiges waar ons die nagmaal van die Here vier. Want waaroor gaan die nagmaal? Oor die kruisiging saamgepaard met die opstanding. Is dit nie mooi nie? En daarom is dit so duidelik dat die Sabbat, die 7de dag wat die Jode gevier het, is nie van toepassing op ons lewens nie. Die geestelike betekenis daarvan, ja. Want die geestelike betekenis sê, dit moet 'n heilige dag wees. En daarom, wanneer ons opgaan na die huis van die Here toe,
op die eerste van die week, in ons terme praat van die 7de wat die Sondag is, dan gaan ons nie op na die huis van die Here met onheiligheid nie. Ons gaan op om in die heiligheid van God onsself te bevind. Die geestelike betekenis daarvan. Hoekom? Want waaroor gaan die dag van die Here? Want hierdie dui op 'n verhouding met God. Dit dui op 'n dag anders as die ander dae van die week. En dis hoekom die kerk in vandag se tyd weet dat 'n Sondag moet jy klaarmaak om op te gaan na die huis van die Here. Nou die gebou is nie die huis van die Here nie, dis die samekoms van kinders van die Here. Hierdie is die plek van aanbidding. Maar dit is 'n dag anders as die ander dae van die week. Dit was 'n dag wat spesiaal moes gewees het en daarom is Sondag vir mense 'n spesiale dag. Dis 'n rustige dag. Dit is 'n dag waar ons meer gefokus is op die woord van die Here, waar ons 'n honger het om te gaan luister na die woord van die Here. Dit is tog jammer dat jy mense begin kry wat geestelik arrogant begin raak het en geestelik hoogmoedig begin word het en gedink het ek het nie meer nodig om op te gaan na die huis van die Here nie. Ek is geestelik op 'n goeie plek. En dit is eintlik maar 'n tipe van geestelike arrogansie. Dit was 'n dag toegewyd aan die Here wat dan verwys na die eerste dag van die week. En weet jy, in Handelinge 20 vers 7 lees ons hierdie woord. Hy sê, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek. Waarna verwys die broodbreek? Verwys na die nagmaal. Wat het gepaard gegaan saam met die nagmaal? Wat het gepaard gegaan saam met die broodbreek? Die verkondiging van die woord. Presies dit wat kerk is. En wanneer het hulle bymekaar gekom? Die eerste dag van die week. Daar staan dit in Handelinge 20 vers 7. Hy sê Paulus het toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy sy rede gerek tot middernag. Nou wanneer ons juis kyk wanneer hy neergeskryf het, of wat moes hy neerskryf, lees ons Openbaring 1 vers 11. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Hy moes dit in 'n boek skryf van wat gesien word rondom die gemeentes en rondom die gebeure waarvoor die gemeentes hulle moes voorberei. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet besef dat ek en jy moet let op dinge wat gebeur in die wêreld, want dit is deel van ons voorbereiding rondom waarheen alles beweeg. In Openbaring 1 vers 19 skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Hy moes die verlede opskryf. Hy moes die hede opskryf. Hy moes ook die toekoms opskryf. En dit is wat die gebeure gaan wees in die wêreld. En daarom gaan ons in hierdie tyd na dinge kyk wat al reeds gebeur het. Ons gaan na dinge kyk wat in ons tyd al reeds aan die gang is. En ons gaan na dinge kyk wat vir ons in afwagting is, wat vorentoe gaan gebeur, sodat ons dit kan raak sien. En dan sien ons die betoning van die Here Jesus, dat hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Hy sê dit in vers 11, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Ons vind dit in Openbaring 22 vers 13. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dan vind ons 'n kosbare gedeelte, en ek is besig met hierdie tema met julle vir die jaar, wat ek al reeds aangeraak het, Johannes 8 vers 58. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Jesus het nie gesê voordat Abraham was ek al reeds gewees nie. Hy het nie verlede tyd gepraat nie. Hy sê voordat Abraham was, is ek. Hy is die ewige nou. En daarom die Here is nie aan tyd gebonde ten opsigte van 'n verlede, 'n hede of 'n toekoms nie. Ek en jy is. En die boek Openbaring leer vir ons die tydslyn wat die Here vir die mens daar gestel het. Maar God se lewe is nie gekoppel aan 'n tydslyn nie. Hy is die ewige nou. En daarom sien ons wonderlike openbaring van dit wat aan Johannes gebring is. En dit gaan oor die betoning van die Here Jesus. En ons lees hierso ten opsigte van die Here Jesus, waar as ons kyk na vers 12,
dan sê hy, toe draai ek my om te sien watter stem het my gespreek, en toe ek my omdraai, sien ek 7 goudkandelaars, en tussen die 7 goudkandelaars, een soos die seun van die mens, en dan kom hy met hierdie geweldige openbaringe, van wat hy sien van die seun van die mens, en hierdie waarvoor staan hierdie 10 openbaringe, of hierdie aspekte dan bekend, en dit gaan oor die karaktertrekke van die Here Jesus wat hy vir jou kom openbaar. Kom ons gaan 'n bietjie daardeur sodat jy kan sien waarvan praat hy. Hy praat eerstens om te sê hy sien iemand soos die seun van die mens. Wat was die een gedeelte wat jy in die evangelies heeltyd raak gelees het? Dat Jesus Christus was heeltyd geopenbaar gewees as die seun van God, maar hy was ook geopenbaar as wat? As die seun van die mens. Waarom die seun van die mens? Want dit het gedui op die egtheid van hom as mens. Hy was nie half God, half mens nie. Hy was ten volle God en hy was ten volle mens. Hy is vandag nog ten volle mens, want hy het mens geword. En daarom kom hierdie openbaring, wat dit gaan oor die egtheid van die een wat aan Johannes kom verskyn. Maar nou lees ons selfs in Daniël 7 vers 13 die woorde. Hy sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens. En hoekom is dit belangrik dat ek dit vanaand aan die bring? Want dit wys jou dat die openbaring wat Johannes gehad het, kom in lyn met dit wat Daniël alreeds geprofeteer het, en daarom die 2 boeke wat saam bestudeer moet word, om te kan verstaan wat dit vir ons leer. En hy het gekom tot by die oue van dae. Nou ons het 'n Engelse liedjie wat ons sing, Ancient of Days. Die oue van dae. Wat beteken die oue van dae? Dit beteken dis dae van ewigheid af. Daar is nie 'n begin aan sy dae nie. Hy is die oue van dae. As jy praat van die oudste dag, hy is ouer as daai dag. Want hy is van ewigheid. En hulle het hom nader gebring voor hom. Maar dan sien hy hierdie woorde waar hy dan sê, en miskien moet ons dalk die woord net so oop, hy sê, en die seun van die mens met 'n kleed wat tot op sy voete hang. Nou waaroor gaan die kleed? Die hoofpriesters en konings het so 'n kleed aangetrek. En die oomblik toe Johannes hierdie openbaring van die seun van die mens, van die Here Jesus ervaar, en hy sien hierdie kleed wat hy aan het, want hy sê so 'n kleed wat tot op die voete hang. Hy spesifiseer. Toe kom spesifiseer hy wie staan voor hom. Dis die hoofpriester. Dis die koning van alle konings wat voor hom staan. In Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Dit beteken die some van die kleed wat uitgesprei was. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. En dis die openbaring wat Johannes gesien het, om te gesien het, wat is sy belydenis? Wie is sy belydenis? Die Here Jesus. En daarom sê Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. En dis baie belangrik dat jy verstaan waarom hierdie goed in detail na Johannes toe gekom het. Want dit gaan oor die egtheid van die Here Jesus. Maar nou sien ons verder waar hy sê, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Nou, die goue gordel wys na autoriteit. En slegs die met autoriteit en mag het 'n goue gordel gedra. En dis presies wat die Here Jesus dan hier openbaar van wie hy is. In Matteus 28 vers 18. Luister 'n bietjie wat lees ons hier sê. Hy sê Jesus het nader gekom en met hulle wie? Die disippels gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Wat het hy aan hulle verklaar? Hy het sy autoriteit aan hulle verklaar. Hy het sy mag aan hulle verklaar. En hier kom Johannes en hy sien hierdie openbaring
van hom wat 'n goue gordel dra. En hy kom in autoriteit. En dan lees ons verder waar hy sê, sy hoof en hare was wit soos wit wol. Soos sneeu was dit gewees. Die reinheid van hom. Jy weet jy, daar's 'n vers in die woord waar die Here Jesus ons uitnooi om deel van sy reinheid te word. In Jesaja 1 vers 18 lees ons hierdie, waar hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here Jesus wil sy reinheid, hy wil sy skoonheid, wil hy in ons bewerk. En dis juis hoekom Johannes hierdie openbaring gehad het, want hy moes besef met wie hy nou te doen het. Die een wat die reinste van alle reinhede is. Die een wat die skoonste van alles is. Die Here Jesus homself. Jy weet, ek en jy kan nie ons lewens skoon maak nie. Jy kan dalk jouself maar probeer was met 'n blokkie daf of 'n blokkie laks. As baie tipe verskillende sepe vandag te koop in die supermark. Maar daai sepe kan jy nie skoon maak nie. Dis net die bloed van die Here Jesus wat die mens se lewe kan skoon was. En dit is sy reinheid wat hy geopenbaar het aan die kruis. Hy wat geen sonde geken het, is sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 2 Korintiërs 5 vers 21. Maar dan kom hy verder en dan sê hy hierso, en sy oë soos 'n vuurvlam. Nou hier is baie interessant, want hier kom 'n bietjie 'n draai in van 'n betekenis. Die vuurvlam gaan oor Jesus se oordeel en die reiniging wat hy dan op die aarde wil bewerk. Omdat die wêreld in afvalligheid homself verkeer en omdat die wêreld al meer afvallig raak, gaan daar 'n tyd aanbreek waar die vuurvlam van God gaan kom, sodat daar suiwering gaan plaasvind. En dit gaan ons baie duidelik sien wanneer ons by hierdie gedeelte van Openbaring 6 tot 19 gaan stil staan. Gaan ons sien dat dit nie 'n tyd van genade is nie. Ons leef nou in die tyd van genade. Ons leef nou in die tyd waar ons net vanaf vir die Here dalk kan sê, Here vergewe net gou al my sondes, en dan dink ek is reg en ek gaan aan my lewe en dit gaan goed met my. Is julle met my? Maar in daai tyd gaan jy dalk met jou lewe moet boet as jy die Here Jesus wil dien. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees. Maar dit gaan die tyd van God se oordeel op aarde wees. As ons kyk wat sê Daniël 7 vers 9 tot 10, hy sê, ek het bly kyk totdat trone reggestel is en die oue van dae gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme. Die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan en 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. 'n Tyd van afrekening. Want God se vuur is teenwoordig. En dan lees ons waar hy dan sê, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos 'n oond. Die koperaltaar was die plek van sonde vergifnis. Jesus het die sonde oorwin en gaan daaroor oordeel. En dis hoekom sy voete soos blink koper is. Waarom? Omdat hy die sonde oorwin het, en omdat die bronsaltaar of die koperaltaar die plek van sonde vergifnis was, waar die offers gebring is, hy het die offer geword, maar hy gaan die ongeregtigheid met sy voete vertrap. Want hy het die werk bewerk. Hy het die prys betaal.
en gaan dit wees dat hy self gaan afreken met die sonde van die wêreld. Sy stem soos die stem van baie waters, in vers 15 waar hy sê, sy stem soos die stem van baie waters. Nou sy stem gaan helder en duidelik gehoor word. Waar daar vandag nie na Jesus se stem geluister word nie, as gevolg van te veel afleidings, as dinge wat heeltyd in ons ore is. Dis interessant dat iemand het so 'n hele paar jaar terug, het hy so 'n reeks DVD's uitgebring, en een van die temas van die DVD's was noise gewees. En toe praat hy oor die billboards, die advertensieborde wat jy op die pad sien, dat terwyl jy ry, hoe besig die omgewing is, wat jou gedagtes heeltyd gevange hou, en heeltyd met jou praat. En toe sê hy dat dit is die stille geraas, wat in die ore van die mens heeltyd is. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek moes eendag afry Durban toe vir 'n aflewering, en ek besluit toe daai dag gaan ek nie eens die radio aansit nie. En ek ry die hele pad af Durban toe in stilte, en die hele pad van Durban af terug in stilte. En dis in daai stilte, toe hoor ek die stem van die Here, want ek moes vorentoe, moes ek 'n boodskap by die jeugkamp gebring het. En dis juis in daardie stilte, waar ek die stem van die Here te hoor, waar ek die woord kry van die boodskap, wat ek moes bring. Dink bietjie aan jouself, as jy op die lampad is, wat is die eerste ding wat jy doen? Buite na die vrou en die man gesels, sit jy die radio aan. Wat ons wil baie keer ietsie hoor, die stilte raak baie keer te veel. Nou wat sit julle aan as julle ry? Sit jy nie musiek aan as julle ry nie? Niks. Praat julle so baie in die kou? Die stilte. En dit is waaroor dit gaan. Die stilte. Maar sy stem gaan duidelik wees, en dit gaan groter wees as die afleidings wat die wêreld na ons kant toe bring, en gaan sy stem hoorbaar wees, waar in vandag se tyd mense nie na sy stem wil luister nie. En dan sê hy vir ons hierdie woorde, en vers 16, in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Die 7 sterre is die 7 engele van die gemeentes. Hy kom gee vir ons die verklaring daarvan in Openbaring 1 vers 20, en dat Jesus het en is die boodskap van die kerk. Dink mooi wat ek nou sê, hy praat hierso van die 7 sterre wat hy in sy regterhand hou, en dan sê hy vir ons die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in die regterhand sien, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Wat is die hele doel van die engele? Die ander woord vir engele is boodskappers. En dat Jesus het hierdie boodskappers in sy regterhand. Hy is die boodskap van die kerk. En daarom is hy die middelpunt van enige prediking. Hy is die middelpunt van evangelisasie. Hy is die middelpunt van jou lewe. Hy moet dit wees, want hy is die boodskap wat in jou lewe teenwoordig moet wees. En dan praat hy van, in vers 16, en 'n skerp tweesnye swaard het uit sy mond uitgegaan. Nou die skerp tweesnye swaard verwys na die woord van die Here. Hy hou die boodskap in sy regterhand vas, want hy is die boodskap. Uit sy mond gaan die swaard uit. Waarna verwys die swaard? Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons. Hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Jesus gaan skeiding bring tussen gered en ongered, hemel en hel. Jesus gaan skeiding bring tussen 'n gelowige Jood en 'n ongelowige Jood. Jesus gaan skeiding bring tussen die skaapnasie en die boknasie. Jesus gaan skeiding bring tussen die waarheid en die valsheid. En die laaste een wat hy vir ons kom leer, is dat sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En luister wat sê aan die einde van vers 16, en sy aangesig was soos die son wat skyn
in sy krag. Wat is een ding van die son in die dag? Jy kan hom nie mis nie. Dis onmisbaar. Al staan jy baie keer in die wolke, verdoem die son, die feit dat dit daglig is, want die son is die draer van die lig, volgens Genesis, die son gee nie lig, hy is die draer van die lig, die Here het die lig geskape voordat hy die son geskape het, hy is die draer van die lig, maar solank as wat daar lig is, weet ons die son is daarbo. Die son is onmisbaar. Sy aangesig was dus die son wat skyn in sy krag. Hy gaan onmisbaar wees vir die mens. En daarom dat die woord baie duidelik sê, en dat Paulus ons leer, hy sê elke knie sal voor hom buig, en elke tong sal hom bely, dat hy die Here is. En selfs die ongeredde mens, die ongelowige persoon, gaan dit selfs bely, want hy gaan in daai oomblik besef, dis die een wie ek verwerp het, en hy sal hom bely. Hy gaan onmisbaar wees. Ons lees iets kosbaar rakende hierdie openbaring, wat in Matteus 17 vers 2 lees ons op die berg van verheerliking, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son. Sien jy die koneksie? En hoekom Johannes die oomblik toe hy die son, sy gesig sien wat soos die son is, toe weet hy dit verwys na hom wat op die berg van verheerliking is. En sy klere het wit geword soos die lig. In Psalm 84 vers 12, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou en aan die wat in opregtheid wandel nie. Die Here is 'n son en skild. Hy's onmisbaar. Hy is die een wat die lig gee. Maar wanneer ons verder kyk na die Here Jesus, dan lees ons in Openbaring 1 vers 17 waar hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. 'n betoning van die Here Jesus, 4 redes waarom die kinders van die Here nie hoef te vrees nie, want dit is presies wat hier gebeur het. Onthou Johannes, wat die skrywer van die boek is 'n ambassadeur van die kerk. En daarom weet ons dat die boodskap wat na Johannes toe gegaan het, is die boodskap vir die kerk. Hy moes dit neerskryf en die boodskap aan die kerk bring. En daarom die woorde wat die Here Jesus teenoor hom gespreek het, is woorde wat ek en jy vandag in die kerk kan vat. En daar's 4 redes wat hy vir ons dan hierso leer, waarom God nie hoef te vrees, want kyk wat sê hy hierso, hy sê toe hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regter aan my gelê vir my gesê, moenie vrees nie. Hoekom nie? Want die eerste een is, hy is die eerste en die laaste. Hy bly van die begin tot die einde in beheer van alles. Hy het geskape, en hy bring alles tot 'n einde, en hy bring 'n nuwe skepping, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Hy bly in beheer, van begin tot einde. Hy het nooit buite beheer geraak nie. Dit maak nie saak hoeveel keer die Satan probeer het om die mens te mislei nie. Dit maak nie saak hoeveel die Satan probeer het om die plan van God te verydel het nie. Die Here bly in beheer. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die lewende. Ons aanbid 'n lewende God. En dis hoekom die Here vir ons kom leer in die Nuwe Testament waar hy sê, ek is 'n God van lewendes. Want Abraham leef. Abraham, alhoewel hy fisies gesterf het, leef hy tot in ewigheid. Daarom kom leer hy dit vir ons, dat hy wat in my glo, al het hy gesterf, sal leef tot in alle ewigheid. Hy is lewend. Ons aanbid die God van lewe. Hy leef tot in alle ewigheid. Hy gaan nie weer vir die sonde sterf nie. Die volmaakte offer, en ek wil net vanaf net saam met blaai, na Hebreërs hoofstuk 6 toe. Blaai net vanaf saam met my na Hebreërs hoofstuk 6 toe.
Want daar's baie mense wat 'n wanpersepsie het rondom die kruisiging van die Here Jesus. Daar's baie mense wat glo dat jy, as jy gered word, kan jy jou saligheid weer verloor. En dan beteken dit, wat eintlik moet gebeur is, as ek my saligheid verloor, is ek weer in die toestand van verlorenheid, ek is weer in die toestand van sonde, en as ek in die toestand van verlorenheid en sonde is, wat moet eintlik dan weer gebeur? Dan moet Christus weer aarde toe kom, hy moet weer kom sterf aan 'n kruis, sodat ek weer vergifnis kan verkry. Sien met my vanaand. Kyk bietjie wat sê Hebreërs 6 vanaf vers 1. Hy sê die woord, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Nou kyk bietjie wat sê vers 4, hierdie begin belangrik te word. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. Hy praat nie van 'n kind van die Here, hy praat nie van iemand wat tot bekering gekom het. Hy het die Heilige Gees deelagtig geword. Hy het die Heilige Gees net beleef as werking in sy midde nie, hy het hom deelagtig geword. Hy praat nie van iemand wat tot bekering kom, want dan sê hy, hierdie persoon wat tot bekering gekom het sonde in sy lewe toegelaat. En nou sê hy die woord, en afvallig geword het. Nou ek wil hier met vannige woord net onderskei tussen twee woorde. Die woordjie verval en die woordjie afvalligheid. Wanneer jy praat van verval, dan verwys jy gewoonlik wanneer 'n persoon verval in sy sonde, dat hy sy saligheid verloor en dat hy weer sy sondige toestand verkry. Maar wanneer jy praat van afvallig, dan praat jy van iemand wat wegbeweeg het van God se heiligheid af. Maar hy het nie terugbeweeg na die staat van die sondige natuur van ongeredheid nie. En daarom praat ons nie van verval nie, ons praat van afvalligheid. Hy wat afvallig geword het. En wanneer 'n kind van die Here dan sonde toelaat, sal hy nooit verval nie, maar hy sal wel afvallig kan raak. Hy sal wel 'n wêreldse lewe kan leef, wat hy afvallig raak, hy het wegbeweeg van God se heiligheid. Maar kyk bietjie wat sê hy nou hierso. Hy sê dit is, nou kom ons lees dit vers 4 nou gou weer. Hy sê want dit is onmoontlik, en dan gaan ons ook weer na vers 16, om die weer tot bekering te vernuwe. Dis onmoontlik dat as jy glo dat 'n persoon sy saligheid kan verloor en dat hy terugbeweeg in die staat van sy sondige toestand, sy verlore toestand, nadat hy getuig dat hy tot bekering gekom het, hy sê dis onmoontlik dat hierdie persoon weer tot bekering kan kom. So wat is die uiteinde? As daai persoon sy saligheid verloor, kan jy hom eintlik sê, Kubai Marai. Jy hoef nie eens met kerk toe te kom nie. Daar's nie meer pille vir jou. Want hy sê dis onmoontlik om die weer tot bekering te vernuwe. Hoekom? Want om weer tot bekering te vernuwe moet word, moet eintlik wat gebeur? Moet Christus weer aarde toe kom? Hy moet weer gekruisig word, want die eerste kruisigingswerk was nie voldoende nie. Hy moet 'n tweede kruisigingswerk bewerk, wat voldoende nou moontlik sal wees. En nou lees ons verder en sê, hy sê dis onmoontlik om die wat afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Want as jy glo dat Christus moenie net een keer aan die kruis vir jou sterf nie, hy moet 2 keer, 3 keer, 4 keer aan die kruis vir jou sterf, dan maak jy die kruisigingswerk van Christus 'n skande. Want hy het die volmaakte prys betaal. Hy was die volmaakte offer gewees. En sy offer is groter as die grootste sonde
wat jy aan kan dink, en hy kan jou daarvan vergewe. Dis onmoontlik. En daarom, hy leef tot in alle ewigheid, hy het opgestaan, hy gaan nie weer kom sterf nie. En daarom met sy wederkoms, dat as hy weer aarde toe kom, kom hy as 'n koning en nie meer as 'n diensknegt nie, want hy die volmaakte offer betaal. En dan is dit baie duidelik, hy het die sleutels van die doderyk. En daarom sê hy hierso in vers 18, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê vir ons, aangesien die kinders van die dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. En wie is dit? Hy sê, dit is die duiwel. Die duiwel is die moordenaar. Die duiwel is die een wat die mag oor die dood het. Hy is die een wat die mag van God verkry het, om te kan doodmaak. Maar selfs die Here Jesus is bo hom. En daarom sê hy, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Hy het op dieselfde manier deuragtig word hy mens geword, sodat hy kon sterf, sodat hy wat kon doen? Sodat hy die mag van die dood kon vernietig, sodat hy die een wat die mag van die dood het, kon oorwin aan die kruis, sodat hy wat kan bewerk? Sodat hy vryheid kan bewerk vir my en vir jou. Jesus openbaar die egtheid van erfenis. En nou wil ek hê jy moet gou saam met my blaai na 1 Johannes 3 vers 2. In 1 Johannes 3 vers 2. En ek wil net hierdie gedagtes met die deel ter afsluiting. Want juis rondom dit wat Johannes gesien het van wie die Here Jesus is, die karakter, die uitspraak wat die Here Jesus teenoor hom gemaak het om nie te vrees nie, kom leer Johannes vir ons die egtheid van erfenis. Waarom kan ons aan die Here Jesus vashou? In 1 Johannes 3 vers 2 lees ons hierdie waar hy sê, kom ons lees dit vers 1 saam, hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar wat ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Nou wat gaan die kinders van God wees? Ons gaan gelyk wees met Christus. Ons sal hom sien soos hy is. Die woordjie is dui op verskillende dimensies van sy bestaan. Dit is nogal baie interessant. Daar is 4 dimensies wat ons as mens van weet. Ons praat van lengte, breedte, hoogte en tyd. Ek weet op 'n stadium toe, as 'n vrou swanger was, dan het jy gegaan vir 'n sonar. En toe was die sonar net 'n 2D gewees. Toe word dit later 'n 3D sonar. Toe kom jy later uit met 'n 4D sonar. Ek vra toe vir die vrou, vir die dokter, ek sê, wat is 'n 4D sonar? Wat is die verskil tussen 4D en 3D? Sy sê net die tyd. Want 'n 4D doen die beweging van die baba binne in die baarmoeder van die mamma. Ons leef in 4 dimensies: lengte, breedte, hoogte en tyd. Ons is geskape in 3 dimensies: gees, siel en liggaam. Nou wanneer jy al hierdie bymekaar sit, praat ons al reeds van 7 dimensies wat teenwoordig is eintlik van ons as mens. God is nog groter as dit. En dan sê hy, ons gaan wees soos hy is. Nou, hierdie is eintlik kosbaar, want as ons juist dink aan die Here Jesus, wat groter is as alles, dan besef ons, dat wanneer ons aan hom behoort, gaan die Here iets selfs in ons lewens bewerk, want hy sê, ons weet nie wat ons gaan wees, maar wat ons wel weet, ons gaan wees soos hy is. En wie is hy? Hy is iemand wat groter is as natuurverskynsel. In Josua 10 vers 13 lees ons 'n baie interessante gedeelte ten opsigte van Josua. Hy sê, toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskryf in die boek van die opregte nie?
En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En dan vind ons in 2 Konings 20 vers 11 in die woord, hy sê, Jesaja die profeet het die Here aangeroep en hy die skare wie op die grade, waarlangs dit op die grade van Agas se sonwyser gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. Nou ek wil hê jy moet hierdie geweldige natuur aspek raak sien. Hierdie was vir my, en ek sal dit regtig nooit in my lewe vergeet, om te besef, wat het eintlik daar gebeur nie. Die spoed van die aarde, dis nou as jy glo in die ronde aarde, hoor? Ok, as jy glo in die ronde aarde. Die spoed van die aarde, om sy eie as, hardloop teen 460 meter per sekond. Dit voel nie vir jou so nie, nee. En 30 kilometer per sekond om die son, die beweging van die aarde om die son. Nou dink nou mooi. Die oomblik toe die aarde stil staan, want onthou die son het stil gestaan, en wat sou gemaak het dat die son stil staan? Die aarde sou tot stilstand gekom het. Toe moes die hele mensdom en alles op die aarde teen 'n spoed van 400 meter per sekond in een rigting beweeg. Dit is soos 'n kar wat 120 km/h ry. En hy ry teen 'n stilstaande muur vas. Wat gebeur met die persoon wat in die kar sit? Hy versnel vorentoe met 'n spoed van 120 km/h. Dis wat eintlik daar gebeur het. Hulle hou oorlog en die aarde staan stil. Dis amazing. Dit wys vir jou dat die Here is groter as natuurverskynsels. Hoekom sê ek dit? Dink bietjie mooi wat het in Petrus se lewe gebeur, in Matteus 14 vers 29, en hy sê, kom, Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Die aantrekkingskrag wat ek en jy beleef, ek het die voorreg gehad om in die dooie see te kon swem, dis die enigste see wat jy kan dryf sonder om vlekkies aan te sit. In enige ander water sink ek. En hier kom Petrus en hy loop op die see van Galilea, asof daar nie swaartekrag is nie. Handelinge 1 vers 9 lees ons, en nadat hy gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. Die swaartekrag. Nou ek weet van vliegtuie wat deur wolke vlieg. Wie van julle het al gevlieg? Het julle die wolke uit die ruitte van die vliegtuig gesien? Of het jy gevoel dat die vliegtuig bots teen 'n wolk was? Hy vlieg deur hy wolk. Jesus is met dit wat 'n vliegtuig deurvlieg, het hy hom opgetel en weggeneem. In 2 Konings 2 vers 11 lees ons met Elia en Elisa. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom maar meteen 'n waaf van 4 met perde en 4 wat skeiding maak tussen 2. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Maar dan sien ons ook dat die Here is ten spyte van bo natuur bewerk hy iets baie besonderlik in die mens ook van my en jou. En hierdie was interessant geweest want dit gaan oor toe die Here Jesus opgestaan het uit die dood uit. Toe verskyn hy aan sy disippels. Maar wat lees jy? Wat het gebeur? Jy lees hierso in Johannes 20 vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Hoe het Jesus in hulle midde verskyn? Hy het deur die gebou beweeg met sy opstandingsliggaam. So wat wil ek vir jou sê? Ons gaan wees soos hy is. Materie, mure, deure, gaan jou liggaam van opstanding nie vashou, nie keer nie, want jy gaan 'n besondere liggaam hê. En daarom dat hierdie gedeelte van Openbaring 1 vir ons 'n duidelikheid is van wie aan Johannes verskyn het. Dat ek en jy kan weet met wie ons te doen. En dat ons dieselfde Johannes wat geskryf het in 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God.
En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn in wie hy is, die egtheid, want hy is eg, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons gaan gelyk wees aan sekere aspekte van wie hy is. En dit het Johannes van hierdie Here Jesus wat hom verskyn het, beleef in Openbaring 1. Mag ek en jy vanaand net besef, watter groot persoon die Here Jesus is. Maar luister gou mooi, watter groot werk hy in ons gaan doen. Die dag as hy kom haal. Dis amazing. Kom ons raak stil. Here Jesus, baie dankie dat ons na hierdie gedeelte kon gekyk het en kan weet, Here, U is besonder. Daar is niemand soos U nie. En ons kom vanaand na U toe en ons sê vir U dankie, dat ons U by die naam kan roep, dat ons U by die naam mag ken. En dat ons kan sê, Here, U is waar, U is eg, U is onfeilbaar. Here, U is die woord van God. En Here, dat U uit die woord uit vir ons kom leer, die grootheid van U, maar dit wat U ook eendag in ons lewens gaan bewerk. Daarom dat U vir ons sê, moenie vrees nie. Ek is die lewende. Ek is die ewige. Ek is die Alfa en Omega. Die begin en die einde. Die eerste en die laaste. En ons eer U daarvoor vanaand. In Jesus naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees